Ons gesels met prof Chris van der Walt en dit is hier by die Gereformeerde Kerk Bult gemeente. Een van ons lidmate. Chris, jy is in beheer van die, of kom ons sê so, jy koördineer, jy is maar eintlik in beheer van die Matloweng projek, die bediening. Dit is 'n baie interessante gedeelte en ek dink al ons lidmate is altyd doodseker wat dit alles behels. Vertel ons net so in kort. Pieter, ja, dankie. Dis lekker om te praat oor Matloweng. Dis hier tussen Potch en Klerksdorp. Daar by Nieuw Matjawe draai jy regs. En daar is 'n Barolong rural area, landelike gebied wat aan die stam behoort en daar is erwe uitgesit waar 'n klomp mense woon. En ons is betrokke by die gemeenskapsontwikkeling eintlik daarby. Die demografie van daai gebied is tipies ou mense, oupas en oumas, en dan word die kinders van die stad af daar kom neergesit vir oupa en ouma, en dan oupas en oumas maak met ander woorde die kinders groot. Daar's 'n redelike groot laerskool en ons bediening is eintlik gefokus op die kinders. Aanvanklik was die gedagte gewees om daar 'n gemeente te plant. En daar is 'n kerkgebouetjie, Matloweng se kerkgebouetjie, so 'n sinkgebouetjie, en ons kan later daaroor praat. Maar mettertyd het ons besef, die fokus moet skuif nie na volwassenes toe nie, maar na die bediening van die kinders toe. So dit is die kern waaroor dit eintlik gaan. Jy het gepraat van die fasiliteite, die sinkgebouetjie. Vertel ons 'n bietjie meer. Daar's 'n sinkgebouetjie, as ons Sondag daar by mekaar moet wees, dan dink ek gaan ons dalk nie wil gaan nie. Dis ou sinke, groot gate in, pale wat opgevrot is, en ons kan beslis daar help om daai gebou aan die gang te kry, want ons het 'n klomp materiaal persent gekry. Die materiaal moet egter opgerig word, is klaar afgeslaan. Ons kan 'n gebou oprig van, ek skat so 20 by 12, maar daarvoor het ons hande nodig, daarvoor het ons nog 'n bietjie ekstra fondse nodig. So daar is 'n gebouetjie, en die gebouetjie word gebruik vir Bybelstudie, vir eredienste, maar ook op 'n Vrydagmiddag kom die skoolkinders daar by mekaar en word hulle geleer en 'n huiswerkprojek en sulke soort van goeders. Hulle kry katekisasie daar. Dominee se Rami Letebele is die predikant daar, bly daar naby. En ja, ek dink dis die een ding wat ons hande voor nodig het is vir die gebou. Kom ons kom na die geestelike gedeelte toe, die bediening self. Wat behels dit alles? Wel, daar is 'n klein gemeente, soos ek gesê het, Dominee Rami Letebele bly daar, woon daar, werk daar, en hy is ook verbonde aan Ikageng se gemeente, maar hy is die predikant van daai gemeente. So daar word Sondag eredienste gehou, nie elke Sondag nie, hy is ook soms hou hy 'n diens by 'n ander wijk, en dan gaan dit natuurlik oor die toerusting van kinders. Ons het verlede jaar het ons 'n skenking gekry, ons het 'n klompie katekisasieboeke gekoop, ken jou Bybel en so aan, in Engels en in Setswana. Maar daai kinders moet deur daardie boekies gevat word, want dit is nie 'n selfhelp ding nie. Dit gaan oor geloofsgemeenskap. Dit gaan oor om die kinders te leer om die Here te ken, wie die Here is, hoe hy wil hê ons moet leef. Jy in jou spesifieke omstandighede, hoe moet jy die omstandighede hanteer? So ek dink dis hoofsaaklik wat die geestelike bediening is daar. Chris, behalwe vir die fisiese, vir die gebou, as daar ook van ons lidmate is wat wil betrokke raak, wat op 'n manier ook hulle hulp en hulle ondersteuning wil aanbied, hoe kan hulle betrokke raak? Ons het ook 'n groenteprojek. Daar's 'n afgekampte stukkie grond, daar's binne buitebande wat daar neergesit is met goeie grond in, maar groente is nie net groente nie. Jy druk nie 'n saadjie in die grond en dan werk dit nie. So as daar mense is wat lus is om dit te doen, dan kan hulle gerus hulle vaardighede daarvoor gebruik. Daar is water, van ons lidmate het in die verlede vir ons geld geskenk, en ons het 'n boorgat daar, met redelike goeie water, nie vreeslik baie water nie, maar genoeg saam. Maar ek dink wat nodig is dat ons voete daar gaan neersit. Ek weet nie of jy die storie van die vroukieboksie ken nie in die boerdery nie. Daar's 'n mooi storie van twee boere wat langs mekaar geboer het, en die een se beeste was vet en mooi en gesond en alles het goed geloop, en die een langsaan se beeste was maar en sleg en so.
vra die een van die ander, wat is jou sukses? Toe haal hy 'n vierhoekie boksie uit sy sak uit en hy sê, hierdie vierhoekie boksie is my sukses. Hy sê, nou wat van die vierhoekie boksie? Hy sê, van die vierhoekie boksie en dan gaan skit jy net elke dag hierdie vierhoekie boksie tussen jou beeste. Loop net tussen hulle en skit jy dit daarso en jy sal sien jou beeste sal begin beter gaan. Hy sê, dit klink vir my vreemd, maar hy het dit begin doen en elke dag die vierhoekie boksie gaan skit. En na 'n jaar toe lyk sy beeste dramaties beter. Toe sê hy, hoor jy, vertel vir my die storie van hoekom werk die vierhoekie boksie? Sê nee, daai vierhoekie boksie doen niks. Is jou voete wat tussen jou beeste kom wat maak dat dit werk. So ek dink Pieter, dis maklik om af te kondig nee, ons het geld nodig vir Matloang. Maar as jy jou voete daar gaan neersit nee, as jy jou vierhoekie boksie daar gaan skit dit by Matloang, dan sien jy daar's mense met gesigte, mense met 'n nood, kinders wat 'n nood het, kinders wat 'n behoefte het. Soveel ander goeders wat 'n behoefte het. So dit sal ook goed wees as ons op 'n stadium sommer 'n bus vol mense maak en Matloang toe ry en op 'n Vrydagmiddag gaan kyk wat daar aangaan. Ek wou nou net gevra het, is daar so 'n tipe van 'n uitreik aksie, jy weet, soos 'n kerkbazaar of 'n byeenkoms of bymekaar kom. Kan ons so iets reël? Ons kan dit gerus reël. Daar is elke jaar 'n verkoping van klere en allerlei goeders, wit olifant verkoping en ons het verlede jaar het hulle 'n redelike bedrag daarvan gemaak. Maar dit gaan nie eintlik oor die geld bymekaar maak nie. Dit gaan oor die kontak wat 'n mens het met die mense daar. So ek dink dit sal 'n goeie ding wees as ons vir Joggie vra met ons een van sy busse bring en ons maak die bus vol en ons ry eendag uit Matloang toe en ons gaan kyk hoe dit lyk daar en ons ontmoet die mense en dan is jou hart ook sommer daar agter as jy daarvan af wegry. Nou, hier is 'n wonderlike geleentheid om uit te reik en ons sê baie dankie vir Chris van der Walt, prof, baie dankie met ons kon gesels het en ons sien uit na so 'n uitreik aksie. By ons gemeente is daar definitief so groot behoefte en ons sien uit om saam te werk. Baie dankie Pieter.